Goeiemôre, ek groet jy die bekoorlike naam van ons Here Jesus Christus, bly weer saam met jou te wees vanoggend. Lekker te kan gesels uit die woord van die Here. Die woord van die Here is ons 'n lig op ons lewenspad en 'n lamp vir ons voete. En ek is so dankbaar dat in die dag waarin ons lewe, God steeds met sy woord en deur sy kosbare Heilige Gees tot ons harte spreek. Ek lees die volgende aanhaling wat vir my opgeval het. Die persoon sê die volgende: dat ons reputasie is wat mense van ons dink. En karakter is wat God van ons weet. D.L. Moody sê die volgende: karakter is dit wat jy in die duisternis is. Nou ek wil graag saam met u lees uit die woord van die Here en wel uit Psalm 139 vanaf vers 1, waar Dawid kom en hy sê: Here, U deurgrond en ken my. U ken my sit en my opstaan. U verstaan van ver my gedagtes. Hy sê in vers 3: U deurvors my gaan en my lê, en U is met al my weë goed bekend. Want daar is nog geen woord op my tong nie, of U, Here, U ken dit geheel en al. U sluit my in van agter en van voor, en U lê U hand op my. Om dit te begryp is te wonderbaar vir my, te hoog, ek kan daar nie by nie. Waar sou ek heen gaan van U Gees en waarheen vlug van U aangesig? Klim ek op na die hemel, U is daar, en maak ek die dode uit my bed? Kyk, U is daar. Neem ek die vleuels van die dageraad, gaan ek by die uiteinde van die see woon, ook daar sou U hand my lei, en U regterhand my vashou. En as ek sê, mag tog nie die duisternis my oorval, en die lig nag wees tot my beskutting, dan is selfs die duisternis vir U nie donker nie. En die nag gee lig soos die dag, en die duisternis is soos die lig. Dan sê vers 23: deurgrond my, o God, en ken my hart, toets my en ken my gedagtes. Wat 'n gebed, om met die Here te praat en vir hom te sê: deurgrond my, o God, ken my hart, toets my en ken my gedagtes. Nou ek wil graag met u gesels rondom hierdie gedagte: wie sit agter die masker? Wie is die ware jy, die ware ek? Kan ek dan begin vanmôre deur aan jou 'n vraag te stel? Dra jy dalk 'n masker? Jy weet, ons plaas mos so maklik die masker van vreugde en blydskap, van ligsinnigheid op ons gesig, terwyl ons baie keer vasgevang is in hartseer, in gebrokenheid en stikkenheid, en ons skuil agter hierdie masker van ligsinnigheid, en ons doen ons voor wat ons nie werklik is nie. Die masker van die sterk een, wat ons dra voor familie en vriende. Maar wat gebeur as die masker gly en die ware jy kom tevoorskyn? Moontlik is jy eerlik genoeg om te sê: weet jy, ek voer 'n dubbele lewe. Ek is nie altyd wat ek voorgee om te wees nie. Ek dra hierdie masker en ek skuil daar agter om mense te beïndruk. In ons geleesde gedeelte praat Dawid met die Here. En ek word bewus van God se teenwoordigheid en betrokkenheid by die mens. Ja, die Here wil betrokke wees in jou lewe. Hy wil betrokke wees in die vorming van jou en my karakter.
Hy wil nie net hê ons moet 'n goeie reputasie hê nie. Hy wil nie net hê ons moet mense beïndruk nie, maar hy wil hê ons moet in 'n verhouding met mense staan en met God staan, wat saak maak, wat lewens kan verander, waar u en ek besef dat alles is oop en bloot voor die aangesig van die Here. Ja, die Here weet wat agter die masker aangaan. Hy ken ons gedagtes en ons motiewe. Dawid kom staan voor God en sê dat die Here sy gedagtes en lewe moet ondersoek. Inteendeel, hy sê, Here, U ken alles, U ken my beter as wat ek myself ken. Die Here ken jou en hy wil betrokke wees in jou lewe, want hy gee om, hy stel belang, hy is lief vir jou. Nou is Dawid se verhouding met die Here vir hom belangrik. Hy wil nie dat daar enige skeiding tussen hom en God moet wees nie. Daar mag nie 'n blokkasie wees nie. Daarom bid hy, sê, Here, deurgrond my, ondersoek my. Wat hy eintlik sê is daar dalk iets in my lewe, Here, wat my verhouding met U beïnvloed? Is daar dalk iets wat verhinder dat ek tot my volle ontwikkeling en potensiaal kom? Hoor wat sê die woord van die Here in Matteus 15 vers 8, waar die Here Jesus praat. Hierdie volk nader my met hulle mond en eer my met hulle lippe, maar hulle hart is ver van my af. Met ander woorde, die Here sê hier, julle is besig met 'n vertoon godsdiens. Vriend, jy kan vanmôre in die kerk sit. Jy kan jou Bybel lees. Jy kan al die regte dinge doen, maar jou hart is dalk nie opreg voor die Here nie. Jy is besig met 'n klug. Jy dra hierdie masker van vroomheid, van opregtheid. Maar diep binne in jou hart weet jy as jy in die aand gaan slaap. Eintlik is ek nie opreg nie. Ek dra hierdie masker van vreugde en vrede, maar hier binnekant is ek eintlik stikkend. Weet jy dat God jou wil genees? Weet jy dat die Here wil betrokke wees in jou lewe? Hy wil jou gesond maak, sodat jy sy vrede en sy blydskap kan ervaar. Hierdie volk nader my met hulle mond en eer my met hulle lippe, maar hulle hart is ver van my af. Ek wil vir jou vra, hoe lyk jou hart vanmôre? Hoe opreg is dit voor die aangesig van die Here? Lukas 12:34, want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Jou verhouding met die Here, jou optrede, jou spraak, gaan verraai wat jou verhouding werklik met die Here is. Waar jou skat werklik is, wat werklik vir jou belangrik is, wat vir jou werklik 'n prioriteit in jou lewe is. Mag ek dan vir jou vra, hoe staan jou saak vanmôre werklik met God? Want jy sien, jou verhouding is nie net vertikaal nie, maar ook horisontaal. Jou en my optrede sê aan ander wat ons verhoudingslewe werklik is. Leef ons so dat dit saak maak, dat dit 'n verskil maak. Jesus kom en hy pluk ons maskers af en hy waarsku. Hy sê in Lukas 12:2, en daar is niks bedek wat nie geopenbaar sal word nie, en verborge wat nie bekend sal word nie. Dit wat jy in die geheim doen, God is bewus daarvan. Hy ken jou beter as wat jy jouself ken. Vers 3, daarom, alles wat julle in die donker gesê het, sal in die lig gehoor word, en wat julle in die oor gepraat het in die binnekamers, sal op die dakke verkondig word. Matteus 23:25, wie julle skrifgeleerdes en fariseërs geveinsdes, want julle maak die buitekant van die beker en die skottel skoon, maar die binnekant,
Dit is vol roof en onmatigheid. Jy sien, ek en jy kan die masker blink vryf. Ons kan daar agter skuil. Ons kan die masker opsit soos 'n nar. En ons kan glimlag en hierdie masker kan dit self voordoen as vrolik. Maar hier binnekant, hier waar dit werklik saak maak, hier waar die karakter lê, hier is dalk 'n klomp berowe, stikkendheid, gebrokenheid, verwyte, bitterheid. Die masker sit ons op om mense te beïndruk, maar ek en jy kan God nie beïndruk nie. God weet wat agter die masker sit. Hy ken ons beter as wat ons self ken. En nou kom Dawid net eenvoudig en hy sê, Here, deursoek my. Praat met my. Wys vir my wat my verhouding werklik met U is. Deursoek my, Here. Praat met my. Wys vir my, sodat dit wat moontlik nog 'n skeiding kan maak tussen U en my. Dit wat verhinder dat ek tot my volle potensiaal kom. Dit wat verhinder dat ek die lewe kan geniet. Dat ek die vrede van God kan geniet in my lewe. Here, skenk aan my die genade, wys my wat is die oorsaak daarvan. Dalk moet ek ander vergewe. Dalk moet ek so 'n bietjie dink aan wat ek dink, wat ek sê, wat ek praat. Dat ek so 'n bietjie kyk na my verhouding met my vrou, my kinders, my medemens. Dalk moet ek die masker afval vanmôre en sê, Here, U ken van ver my gedagtes. Ja, Here, ek kan nêrens heen vlug. Ek kan myself nie gaan wegsteek op 'n plek nie. Waar ek my ook al mag bevind, daar is U. Ek wil weer eens vir jou sê, God wil betrokke wees in jou lewe. Hy wil jou help. Hy wil jou bystaan. Hy wil vir jou 'n vader en 'n vriend wees. Gaan jy hom toelaat? Here, deursoek my. Ek sluit af. Is jy bereid om jou masker af te haal? Om te sê, Here, hier is ek. Vorm my, maak my, soos U wil. Here, ek wil nie een mens wees in die kerk en 'n ander mens by die werk of by die huis nie. Ek wil die masker afhaal en 'n lewe voer wat sal strek tot U eer. Kom ons bid saam. Here, ons moet maar vanmôre erken dat baie keer dan dra ons 'n masker. En hierdie masker kan verskillende name hê. Maar agter die masker is die ware ek. Here, en U ken ons gedagtes, U ken ons harte. Wys vir ons die weg wat U wil hê ons moet wandel. Vul ons genadiglik met U vrede en blydskap. Help ons om in U lig te wandel in ooreenstemming met U woord. Want U woord is 'n lig op ons lewenspad en 'n lamp vir ons voet. Aan U dan vanmôre al die lof, al die eer, al die dank vir ons harte in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat jy vir 'n paar oomblikke saam met my net so by die woord van die Here stil gestaan het. Mag sy woord, die week wat voorlê, vir jou kosbaar wees. Lees dit, bestudeer dit. En ek wil jou uitdaag. Haal die masker af. Wees jouself. Jy het nie nodig om mense te beïndruk nie. Jy het nie nodig om 'n reputasie op te bou wat strek tot oneer van jou naam nie. Nee, wat belangrik is karakter. En dit vind ons deur te doen
wat God wil hê ons moet doen. Jy moet mooi loop. Vrede vir jou. Geseënde week. En onthou, jy is kosbaar en die Here het jou baie, baie lief. Mooi loop. It's better than love. My lips shall praise thee. That's when I bless thee. I will lift up my hands in thy name. Oh, I will lift up my hands in thy name. I will lift up my hands in thy name. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. I will lift up my hands in thy name. Thy loving kindness is better than love. Thy loving kindness is better than love. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. I will lift up my hands in thy name. Oh, I will lift up my hands in thy name. I will lift up my hands in thy name. My